Wie is die skuldige? Kom probeer die nuutste saak oplos voor die inspekteur kan. Die leidraad wat telke male tydens die prent gewys word, sal julle help. Die Turkse Bad, 'n nuwe saak vir die inspekteur. Die inspekteur en sy sersant daag by die plek van misdaad op. Gordon Nivalis moes hier gesterf het. In stoombad eenheid nommer 3. Die moordenaar het hom met 'n pistool met 'n knaldemper geskiet. Die moordenaar moes die reeksnommer afgevuil het en daar is geen vingerafdrukke nie. Ek sou graag wil uitvind hoe hulle 'n pistool hier ingebring het sonder dat iemand dit gesien het. Miskien het die moordenaar dit onder sy handdoek versteek of miskien ingesmokkel deur dit sommer in een van daardie plastieksakke te dra wat die lede by ontvangs kry om al hulle kleiner besittings in te hou. Brille, sigarette, aanstekers, beursies, sleutels, al daai goed. Sersant, ek dink u slaan nou die spyker op die kop, maar ons moet eers vasstel wie Gordon Nivalis uit die weg wou ruim. Ons het al die mense aangehou wat vanmiddag die stoombad gebruik het. Hulle is Andrew Avon, Lloyd Glenmore en Robert Lucia. Mooi werk, sersantjie, maar kom ons neem eers dadelik hulle verklarings af. Wie dink julle is die skuldige? Die leidraad is in hierdie beeld. Die inspekteur begin ondersoek instel na die moord op Gordon Nivalis. Meneer Avo, volgens uw verklaring aan my, sersant, blyk dit dat u vroeër vanmiddag hier by die Turkse Bad was. Ek het dit nie ontken nie, maar met teenwoordigheid maak my nie 'n moordenaar nie. Ons verdink u glad nie. Ons wil maar net weet wat uw verhouding met meneer Gordon Nivalis was. Ons was albei ondervoorsitters van die Rikan. Enigeen van ons twee kon voorsitter geword het, Gordon of ek, maar toe het my liewe vriend slinkse planne uitgedink. Hy wil my kanse tot die voorsitterskap vernietig. Maar julle twee het nogtans dieselfde Turkse Bad besoek. Seker uit gewoonte uit. Ek het nooit gedink ek sou hom hier raakloop nie, maar toe het ons paadjies weer gekruis. Ons kom seker al maande lank hiernatoe sonder om mekaar ooit te sien. En die dag toe u hom weer raakgeloop het, was ook die dag van sy dood. Merkwaardig, nee? Ag, ek weet nie glo my nie, maar ek het hom nie doodgemaak nie. Die inspekteur gaan voort met die ondervragings. Inspekteur, wat 'n verrassing, ek het nie verwag om u hier te sien nie. Dis in my hoedanigheid as speurder. Ek is weer hier omdat ek gereeld gewig aansit. Dis vandat my vrou die oosterse kookkuns ontdek het. Dis heerlik, maar vol sojabone en ek lyk al hoe meer na Boeddha. Vind u die feit dat 'n moord gepleeg is in die Turkse Bad wat u graag besoek nie eienaardig nie? Ek vind die voorval nogal redelik onsmaaklik. Net so onverteerbaar soos die feit dat Gordon Nivalis vandag getuienis in die hof moes aflê oor die onwettige aktiwiteite van een van u maatskappye. Inspekteur, wil jy vir my sê jy verdink my van moord? Om eerlik te wees, ja. Want daardie verskyning in die hof sou meer lig op al u ander bedrywighede werp. Gordon Nivalis het eenvoudig te veel na u sin geweet. O ja, en toe het ek hom sommer net so uit die weg geruim. Daar is 'n duidelike motief vir moord. Dit moet u toegee. Die inspekteur stel verder ondersoek in na die moord op die voorsitter van Rikan. Ek moet beswaar maak, dis 'n valse beskuldiging. Ek weet absoluut niks van die moord af nie. Kan u vir ons verduidelik wat uw verhouding met die slagoffer was, meneer Glenmore? Ek het hom nie eens geken nie. Meneer Glenmore, die hoofbestuurder van Connaughton Oil waar u werk, het hom jarelang goed geken. En u goed betaal om meneer Nivalis van die toneel te laat verdwyn. U beskuldig my daarvan dat ek 'n moordenaar is. O nee, net 'n besondere, betroubare werknemer.
ondernemer wat baie spandaberig is. Waar het u al daardie geld vandaan gekry of het u uw spaarvarkie opgebring? My baas het my gevra om al Nivalies se bewegings dop te hou. Maar nooit ooit om hom dood te maak nie. Maar ons het 'n motief vermoord in uw verklaring gekry. Al sê u het die slagoffer nie geken nie. Wie dink julle is die skuldige? Die inspekteur het reeds die bewys waarna hy gesoek het. Al 3 van julle Turkse baiers word verdink van moord op die voorsitter van die Rican-maatskappy, Gordon Nivalies. Robert Lucia wou verhoed dat hy 'n belangrike getuienis aflê oor sy maatskappy se onwettige ondernemings. En meneer Andrew Avon wou Nivalies terugbetaal vir die onreg wat hy hom lank gelede aangedoen het. Meneer Lloyd Glenmore het weer opdrag gekry om Nivalies dop te hou en miskien selfs uit die weg te ruim by sy baas Malcolm Hendricks. Nivalies se besoek aan die Turkse bad vroeër vanmiddag was vir julle al 3 'n gelukkige toeval. 'n Gulde geleentheid wat deur een van julle waargeneem is, want die misdaad was vooraf beplan al het die kans eens vanmiddag opgeduik. Nie waar nie, meneer? Ja, ek dink u kon my flous, maar ek is lank genoeg 'n speurder om geregtigheid te laat seevier. Die skuldige is dus... Die inspekteur weet wie die skuldige is. En julle? Robert Lucia. Jy moenie so met my die gek speel nie, inspekteur. Ek ly aan hoë bloeddruk en ek voel al klaar het raak weer erg. Ja, ek kan dit glo, maar dit was u wat die slagoffer met 'n pistool met 'n knaldemper op om die lewe gebring het. U het uw wapen eenvoudig onder uw handdoek versteek nadat u dit in hierdie plastieksak ingesmokkel het. Toe het u Nivalies koelbloedig doodgeskiet en die pistool in die Turkse bad gelos, terwyl u die plastieksak weer in die sluitkas geberg het. Maar u het vergeet dat daar 'n paar sojabone in die plastieksak was. Dit het uit hierdie pak geval wat u vrou gekoop het, maar toe het die hitte in die stoombad die bone laat ontkiem en dit is die bewys dat u plastieksak wel in die stoombad was, meneer Lucia. Neem hom weg. Ja, inspekteur, ek het my vrou gewaarsku dat haar spyskaart nog eendag my dood gaan beteken. Nog 'n saak wat deur die onfeilbare inspekteur opgelos is. Maar julle kon ook uitgevind het wie die moordenaar is, as julle die leidraad raak gesien het. Die vraaiings aan die handdoek wat oor Robert Lucia se arm hang.